Lukas 8 vers 40 tot 48. Die boek Lukas is een van die evangelies, 'n vertelling van Jesus se lewe op aarde. En Lukas, die skrywer, was 'n mediese dokter, en dit is opvallend as jy na al die evangelies kyk, dat Lukas baie keer die gebeure in baie detail vaspen. Medisyne het in daardie tyd al meer as 400 jaar ontwikkel, en dokters het regtig noukeurige opleiding ontvang. So deur hierdie opleiding moes Lukas oplettend, analities en baie noukeurig in sy rekords wees. Dis wat hy neergeskryf het. Lukas was nie een van Jesus se disippels nie, maar 'n vriend van Paulus. En Lukas skryf ook sy vertellings vir 'n breër gehoor, vir enige iemand wat van Jesus wil hoor of van Jesus wil leer. Nie net byvoorbeeld vir die Jode van daardie tyd, soos Matteus nie. So Lukas is ook die boek in die Bybel wat die maklikste sal lees vir iemand wat nie tot die Christelike geloof kom. Voordat ons hierdie gedeelte lees, wil ek net so 'n bietjie konteks skep oor waar ons nou in hierdie verhaal is wat Lukas vir ons vertel. Hierdie verhaal word in 3 van die evangelies vertel: Matteus, Markus en Lukas. En omdat Lukas 'n dokter is, soos ek reeds genoem het, is hy iemand wat baie ingestel is op die fynere detail. Hy wil graag verstaan, wat het hy gesien, wat het hy beleef. En hy vertel ook spesifiek hier van 'n mediese geval wat hy gesien het. Die laaste ding wat ek wil sê voordat ons die teksgedeelte lees, is om 'n bietjie konteks te skep oor die vrou wat ons ontmoet in hierdie verhaal. Hierdie storie begin waar Jesus net in hierdie nuwe dorp aankom. En ek wil hê julle moet dit in julle geestesoog saam met my probeer insien. Jesus kom nou net oorgevaar by hierdie meer, en daar is baie mense, 'n groot skare, wat daar op die land vir hom staan en inwag. En in hierdie skare is daar 'n man met die naam Jairus, 'n priester van die sinagoge. En hy kom tot by die rand van hierdie meer, kom hy na Jesus toe, en hy val op sy knieë neer, en hy sê, Jesus, my dogtertjie is besig om dood te gaan. Ek het u nodig. U moet na my huis toe kom. En dit is waar hierdie storie begin. Jesus loop nou saam met hierdie gesiene leier van die gemeenskap en van die sinagoge, met hierdie skare mense rondom hom. Loop hulle na hierdie huis van Jairus, en hulle hoop dat Jesus hierdie dogtertjie gaan gesond maak. En die vrou se storie waarop ons eintlik vandag gaan fokus, kom dan hierin. Dit is amper asof dit 'n storie binne 'n storie is, waarvan ons nou hier lees. So kom ons lees saam, uit Lukas 8, vers 40 tot 48. Die dogtertjie van Jairus, en die vrou met bloedvloeiing. Toe Jesus van die oorkant af terugkom, het die mense hom verwelkom, want almal was om te wagte. Skielik kom daar 'n man aan. Dit was Jairus, 'n raadslid van die sinagoge. Hy het op sy knieë voor Jesus se voete geval en hom gesmeek om na sy huis toe te kom, want sy enigste dogter het op sterwe gelê. Sy was omtrent 12 jaar oud. Op pad daarheen het die mense om Jesus saamgedrom. Onder hulle was 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het alles wat sy gehad het aan dokters uitgegee, maar niemand kon haar gesond maak nie. Sy het nader gekom en van agteraf aan die soem, net die soem van sy klere geraak. En haar bloedvloeiing het onmiddellik gestop. Jesus vra toe, wie het my aangeraak?
Toe almal ontken dat dit hulle is, sê Petrus: Here, die mense dring tog rondom u saam en druk teen u. Maar Jesus sê: Iemand het my aangeraak, want ek het agtergekom dat daar krag uit my gegaan het. Toe die vrou sien hy weet dat dit sy is, het sy van angs gebewe en voor hom kom neerval. Daar voor al die mense vertel sy hom toe waarom sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. Toe sê hy: Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Ons lees tot sover. Sjoe, wat 'n verhaal. As ons net vir 'n kort rukkie stil staan by die rede vir hierdie vrou se siekte, die rede vir haar bloedvloeiing. Ons ken nie die volle storie nie. Die Bybel vertel nie vir ons of sê nie vir ons wat het gebeur of hoe het dit so gekom nie. Ons weet nie eens wat haar naam is nie. En dit is nogal baie interessant. Hierdie storie word in 3 evangelies vertel. So ons kom agter dit is verseker 'n baie belangrike storie wat moet oorvertel word. Maar nêrens word hierdie vrou se naam genoem nie. Wat ons wel weet, is dat sy vir 12 jaar lank gebloei het. En ons lees dat sy geen genesing gevind het nie. Dit is baie duidelik dat sy daarna gaan soek het. Sy het alles wat sy gehad het gegee om by dokters uit te kom. En sy het heel moontlik die beste van die beste dokters geraadpleeg. Sy het al haar geld daarin spandeer. En dit is interessant dat Lukas, wat 'n dokter is, ook hierdie storie vertel. Liewe vriende, in daardie tyd, as jy gebloei het, was jy as onrein beskou. Levitikus vertel ons 'n bietjie meer oor wat dit behels het. 'n Deel van dit beteken dat jy vir daardie tyd glad nie in die tempel mag kom het nie. En selfs as jy aan iemand geraak het, as jy onrein is, kon daardie persoon ook nie na die tempel toe gaan nie. So selfs as 'n vrou aan haar man het gevat het, was hy ook onrein en sy hy ook nie na die tempel toe kon gaan nie. En hierdie vrou het vir 12 jaar lank gebloei. So ons sien dat hierdie vrou vir baie lank nie by die tempel kon uitkom nie. In vandag se terme sou ons kon sê dat sy vir baie lank nie in die kerk was nie. En nie net die tempel nie, maar sy was ook nie in die gemeenskap regtig gesien nie. Want sy was 'n uitgeworpene, 'n buitestander. Mense sou haar oordeel, want as jy naby aan haar sou kom, as sy aan jou sou vat of raak, sou jy ook onrein wees. So ons kan onsself net indink, dat niemand haar naby hulle wou hê nie. En na 12 jaar, het die mense waarskynlik vergeet, hoekom hulle haar vermy, en hoekom hulle nie naby haar mag kom nie. Almal het net geweet, van hierdie vrou moet ons wegbly. En nou sien ons, dat sy in hierdie groot groep skare is, in hierdie groot groep mense, is sy binne in hierdie skare. Kan julle jouself net indink, hoe die mense moes reageer, om haar daar in hulle teenwoordigheid te hê? Wat nog van Jesus self? Geen wonder sy was angsbevange, toe Jesus vra wie aan hom geraak het nie. Liewe vriende, baie keer as ons deur moeilike tye gaan, as ons deur siekte gaan, deur verwerping, deur swaar tye, dan dink ons net aan die einddoel, dit wat ons wil hê. As ek maar net gesond kan raak, dan sal my lewe weer sin maak. Maar vriende, as ons 'n pad met die Here stap, sal ons sien dat daar wel
iets groters is as genesing. Vrede. En hierdie vrede word baie keer op die laagste van die laagste punte van ons lewens gekry. Net op hierdie laagste punte ontdek ons werklik wie Jesus is en wat dit beteken om na God toe uit te roep en uit te reik na hom toe en soms net aan sy soem te vat. Dit is belangrik om nie net iemand te wees wat baie van God weet nie, maar is so belangrik om hom persoonlik te ken. Liewe vriende, ek weet nie of julle al agtergekom het nie, maar die wêreld hou nie van onderbrekings nie. Ons almal weet hoe frustrerend dit is om onderbreek te word as ons besig is om te werk. Want ek het nie nou nog tyd vir dit ook nie. My program is so oorlaai, moet my tog net nie pla nie. Ek het soveel wat aangaan in my lewe. Ek het regtig nie nou tyd vir dit nie. Die wêreld hou niks van onderbrekings nie. Maar God verwelkom dit. Die Here is altyd reg vir jou. En in hierdie tyd voor Kersfees word ons ook weer opnuut daaraan herinner dat Jesus Immanuel is. Die God met ons. Baie keer dink ons, as ek maar net genoeg kerk toe kom, sal God hopelik na my toe uitreik en my aanraak. As ek maar net altyd die regte ding doen, as ek maar net 'n goed genoeg persoon is, sal ek die ewige lewe hê. Maar God het vir ons die keuse of die vryheid van keuse gegee. En hy verwag van ons om na hom toe te kom en uit te reik en aan sy soem te vat. En dan sal hy stop. Dan sal hy onderbreek word. Hy sal selfs op pad na 'n siek dogtertjie stop. En weet julle wat het verder in hierdie verhaal gebeur? Julle kan dit verder gaan lees ook in Lukas 8. Die dogtertjie is oorlede toe op die ou einde. Maar Jesus was nie bekommerd nie, want hy is in beheer en hy het geweet wat hy gaan doen met daai wonderwerk ook. God is in beheer, want selfs al is jy onbekend en word jou naam nie genoem nie, sal hy stop. In Matteus 9 sê dit dat Jesus omgedraai het. Terwyl hulle besig was om te loop, het hy omgedraai en hierdie onbekende, onrein, uitgesluite vrou raak gesien. Die vrou wat vir 12 jaar lank nie kon tempel toe gaan nie. Hy draai om en hy sien haar raak. En al wat hierdie vrou moes doen, was om die geloof te hê, om na Jesus toe uit te reik en aan sy soem te vat. Al was hy onrein. Liewe vriende, dit was nie haar geloof wat haar gered het nie. Hoe min of hoe groot haar geloof was nie. Dit was in wie sy haar geloof geplaas het. Sy het skaars vir Jesus geken. Sy het heel moontlik van hom gehoor by ander mense en dit was haar laaste hoop. Sy het haar vertroue in hom gestel. Jesus wil deur ons onderbreek word. Ons moet God met ons hele hart, met ons hele siel en met ons hele verstand soek en kies om uit te reik na hom. Hy wag vir ons. Ons moet uitreik. Nou, voordat ons eers nie 'n keuse het en voordat ons gedwing word om dit te doen ook. Liewe vriende, onthou dat God altyd meer werd is as dit wat ons dink ons wil hê. Dalk dink ons dat as die Here vir my net hierdie werk kan gee, as hy vir my net hierdie geleentheid kan gee, dan sal alles verander. Dan sal ek hom dien.
As ek dalk net genoeg geld in my rekening het, dan sal alles reg wees. As ek dalk net 'n kind kan kry, of 'n kleinkind. As ek maar net, en julle kan hierdie sin self voltooi, dan sal ek die Here met oorgawe kan prys. Maar God is meer as wat enige van ons ooit sal nodig hê. In vers 48 lees ons, toe sê Jesus, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Wat hierdie redding beteken, is dat sy heeltemal genees is van hierdie siekte wat sy gehad het. Toe Jesus vir haar sê, gaan in vrede, het hy nie vir haar gesê, gaan in vrede en jy sal nooit weer moeilikheid of moeilike tye in jou lewe ervaar nie. Hou net in gedagte, sy het hier uitgegaan na hierdie ongelooflike ontmoeting met Jesus, as iemand wat onrein is. Sy moes heeltemal van vooraf begin. Sy sou waarskynlik weer 'n werk moes gaan kry, weer moes deel raak van die samelewing. Want sy het al haar besittings opgegee, op soek na genesing. Sy sou heel moontlik nog steeds baie moeilike tye en omstandighede in die gesig gestaar het, na hierdie wonderlike ontmoeting met Jesus. Gaan in vrede. Alhoewel hierdie genesing 'n ongelooflike getuienis is van God se krag en God se almag, en dit is wat sy uitstraal, is hierdie vrede wat sy gekry het, waarskynlik dit wat die meeste vir haar uitgestaan het. Want ons kan elke dag in vrede gaan. Elke dag, oor en oor en oor. Maak nie saak wat ons omstandighede is nie. Jesus het vir ons vrede, wat die wêreld ons nie kan gee nie. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. En dit beteken dat hierdie vrede nie altyd vir ons sal sin maak nie. Ek kan nie dit verduidelik nie, ek het net hierdie ongelooflike vrede oor my. En liewe vriende, dit is God se hand in ons lewens. Dit is die tipe vrede waar daar die wêreld hinker. Jesus, op pad na Jairus se dogter, noem hierdie vrou, wat heeltemal geïsoleerd was, wat nie aan 'n ander persoon vir 12 jaar lank kon vat nie, noem my dogter. Met ander woorde, jy is deel van my gesin. God kan soveel meer doen, as wat ons hom kan vra. Dalk dink ons dit is net genesing. Maar wat God vir ons gee, is soveel meer as genesing. Dis vrede. As ons maar net uitreik na hom en aan sy soem vat. Liewe vriende, mag ons in hierdie Kerstyd, in hierdie besige tyd voor die jaar eindig, besef dat dit nie saak maak wat my omstandighede is nie, waardeur ek nou moet gaan nie, of wat 'n rol of titel ek ook al mag dra nie. God is met ons, Immanuel, deur sy Gees, en hy nooi ons elke dag uit, om by hom te gaan vrede vind. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here God, wat 'n voorreg is dit nie om uit u woord te lees en te sien hoe u lewens aanraak. En daardeur word ons lewens ook aangeraak waar ons vandag sit. Here God, dankie dat ons elke dag by u kan sit en uitreik na u, en selfs al is dit net om aan u soem van u klere te vat.
Here God, dankie dat U 'n God van almag en krag en wonderwerke is. Dat U regverdig is. Here God, maar dat dit vir U ook goed is dat ons U kan onderbreek met tye wat ons by U wil sit. Here, dankie dat U die bron van liefde is, die bron van vrede is. Hierdie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Here, ek bid ook vir elke persoon wat hier sit vanoggend. Here, U weet wat in ons elkeen se harte aangaan. En U weet hoe ons elkeen hinker na U vrede. Here God, mag ons lewensgetuienis wees van 'n lewe wat saam met U geloop word. Here, en dankie dat waar ons ook nou in hierdie Kerstyd ingaan met afwagting en waar ons wonderlike tyd saam met ons families en geliefdes kan spandeer. Here, mag ons elke dag opnuut besef en bewus wees van die vrede wat net van U afkom. Here God, dankie dat ons dit alles voor U voete kan neersit. Here, ons bid vir hierdie gemeente, ons bid vir elkeen wat siek is. Here, ons bid vir elkeen wat deur 'n moeilike tyd gaan, wat alleen is, wat onderdruk voel. Here, dankie dat ons weet dat U die weg en die waarheid is, en dat U die lewe is, en dat ons in U volheid kan leef. Here, dankie dat ons dit alles in U groot en heilige naam kan bid en kan vra. Amen.